So hierdie video gaan oor 'n inleiding tot trigonometrie. So die belangrikste ding wat jy moet onthou van trig is voor jy dit kan gebruik, is daar moet altyd 'n 90 grade driehoek wees. As jy nie 'n 90 grade driehoek het nie, kan jy nie trig gebruik nie. Right, so kom ons sê ons teken gou vir ons 'n 90 grade driehoekie. Ag, hy lyn in. Dan sê. Right, en kom ons sê my 90 grade hoek sit hier. Dan, afhangend van waar jy 90 grade hoek sit, gaan jy na jou driehoek kan benoem. So onthou, die hoek wat altyd, of die sy wat altyd oorkant jou 90 grade hoek sit, noem ons jou skuins sy. So jou skuins sy verander nooit. Right, jou skuins sy sit altyd oorkant jou 90 grade driehoek. So as jy weet waar jou 90 grade hoek is, dan weet jy waar is jou skuins sy. Dit verander nooit nie. Maar, soos jy kan sien, het jy nou nog daar so hoek, en jy het daar nog hoek. Nou kom ons benoem gou ons driehoek, kom ons sê dis driehoek A, B, C. Nou fokus ons net op hoek A. So vir nou gaan ons net fokus op hierdie hoek hierso. So as ek kyk net na hierdie hoek, dan bly ek oor met twee sye. Ek bly oor met die sy aan die teenoorgestelde kant van my driehoek, en ek bly oor met die sy wat daai hoek gemaak het. So die sy wat aan die teenoorgestelde kant van my driehoek sit, so hy sit basically hier waar BC is, noem ons my teenoorstaande sy. So jou teenoorstaande sy sit aan die teenoorgestelde kant van jou hoek. So as jou hoek bo is, soos wat dit met A is, dan gaan my teenoorstaande sy onder wees. En dan jou derde sy, sy wat oorbly, die sy wat dan ook daai hoekie maak, noem ons jou ongrensende sy. So in elke driehoek gaan jy altyd 'n skuins sy hê, 'n teenoorstaande sy en 'n ongrensende sy. Kom ons kyk gou na dieselfde driehoek. Laat ek hom net gewees op teken. Okay, so ons het hierso vir driehoek A, B, C, my 90 grade hoek, onthou altyd oorkant my 90 grade hoek, sit my skuins sy. So my skuins sy is dan AC. So oorkant my 90 grade hoek, sit my skuins sy. Nou in die vorige deel het ons gekyk na hoek A, maar kom ons sê ons kyk nou na hoek C. Ek soek dit 'n ander keer. Right, so kom ons sê ons werk nou met hoek C. So nou, waar is... Nou sit my teenoorstaande sy, daar so. Okay, so jy vat jou pen, trek 'n lyn na die teenoorgestelde kant toe, dan sien ek, okay, maar hierdie lyn AB is nou my teenoorstaande sy. Want hy is aan die teenoorgestelde kant van my hoek. En dan die sy wat oorbly, is dan ook die sy wat my hoek maak. So dit noem ons dan my aangrensende sy. So dit is belangrik, jy moet elke keer in jou driehoek kan vasstel, waar is my skuins sy, hy kan nie verander nie. Maar afhangend met wat so hoek ek werk, as ek met hoek A werk, dan gaan my teenoorstaande sy BC wees, en my aangrensende sy gaan AB wees, maar as ek met hoek C werk, dan is my teenoorstaande sy AB, en my aangrensende sy is BC. So dit is die belangrikste ding wat jy moet kan doen. Right, so ek gaan vir jou driehoekies so teken, en dan gaan jy kyk of jy self elke keer die teenoorstaande sy, skuins sy, die aangrensende sy kan identifiseer. So laat ek dit gou teken. Okay, so daar is ons 3 driehoeke. So in elke driehoek, fokus my op hoek A. Okay, so daar is hoek A, so dit gaan hierdie hoek wees, daai hoek, en daai hoek. So in terme van A, gaan vind vir my die skuins sy, die aangrensende sy, en die teenoorstaande sy van elke driehoek. Okay, so ek kan sommer net gaan die video pause, en dan doen jy dit. Alright, so kom ons kyk of jy reg is. So, eers wat ek gaan doen is, ek begin elke keer met my 90 grade hoek. So, in hierdie driehoek ABC, die eerste ene, daar so het ek my 90 grade hoek. So, waar is my skuins sy? Ek sit my potlood daar, trek 'n reguit lyn, dan gaan ek sien, alright, AC is my skuins sy.
So ek weet dat AC my skynsy is. Nou moet ek 'n aangrensende sy en 'n teenoorstaande sy vir die driehoek kry. So as daai nou hoek A is, vat ek my pen, trek 'n reguit lyn na die teenoorgestelde kant van my driehoek, dan sien ek ooruit BC gaan my teenoorstaande sy wees en AB is my aangrensende sy. Ok, kom ons kyk na die tweede driehoek. Selfde ding, begin met jou 90 grade hoek, want hy kan nie verander nie. So daar is my 90 grade hoek, so trek 'n reguit lyn na die teenoorgestelde kant toe, dan sien ek ooruit hierdie lyn AC is my skynsy. So ek het nou my skynsy. Dan werk ons met hoek A. So vanaf hoek A trek 'n reguit lyn na die teenoorgestelde kant toe, dan sien ek, okay, BC is my teenoorstaande kant. En die sy wat dan oorbly, AB is my aangrensende sy. So AB sal dan jou aangrensende sy wees. Right, dan kyk ons in driehoek 3. So dan het ek my 90 grade hoek, daarso, so reguit lyn, teenoorgestelde kant, dan gaan hierdie my skynsy wees. O my genade. Okay, hier is my skynsy. En dan fokus ek nou net op my hoek A. So vanaf hom, reguit lyn aan die teenoorgestelde kant, dan sien ek BC is my teenoorstaande sy en die sy wat oorbly is my aangrensende sy. So dis belangrik dat jy in elke driehoek, afhangend van die hoek wat hulle mee werk, dat jy jou teenoorstaande en jou aangrensende sy kan kry, sowel as jou skynsy.